wens. Ek sê weer Christusfees en die Kersfees nie, en daar is 'n spesifieke rede daarvoor, van Christusfees, ek weet, u weet vanoggend dat vandag, soos ek gebid het, gaan oor Jesus Christus. Oor niks anders, niemand anders nie. Ons weet dit, dat dit 'n dag was, wat dit waaroor geprofeteer is, dat daar Messias sou kom, die 2000 jaar terug, op daai spesifieke dag, plaasgevind, presies dit waaroor geprofeteer is, dat God mens geword het, dat hy gekom het om in ons plek te kom sterf, onskuldig te kan sterf, sodat ek en u gered kan wees, dat ons vandag kan sê, en onsself vereenselwig met Jesus Christus, deur onsself Christene te noem, op grond van dit wat hy gedoen het. Dis wat het is. Kersfees aan die ander kant, is iets heeltemal anders. Die wêreld vier Kersfees met kersbome, met 'n ronde mannetjie in 'n rooi soet, wat hulle Kersvader noem, iets wat iemand uitgedink het, wat hulle vir hulle kinders leer, word rondgery op 'n slee, of vlieg op 'n slee, getrek deur takbokkies, wat kan sien of jy goed of sleg was, en as jy goed was, sal hierdie Kersvader vir jou mooi geskenkies gee. Dis nie wat Kersfees is nie. Ek glo my hele hart Kersfees geskep om die fokus so klein bietjie weg te vat van Jesus af, en ek het 'n probleem daarmee, persoonlik het ek 'n probleem daarmee, dat mense Jesus eenkant toe skuif, agtertoe skuif self, terwille van 'n Kersfees, terwille van 'n Kersvader. Moenie die fout maak nie. Ek is nie die Grinch nie, ek is nie teen Kersfees nie. Ek hou van die feesgety, ek hou van die vrolikheid in mense, ek hou daarvan dat mense saam met familie kan kuier, en dat daar 'n vrolikheid in die lug heers. Ek hou van die liggies, en ek hou van die vuurwerke, en ek hou van as jy in die winkelsentrums loop, ek heb daai keer hoor hierdie Christmas carols, ek hou van dit, die radio's hoor ek dit is my mooi, dit stig iets in my binneste, is my lekker. Ek hou van die lekker kosse wat ons later gaan eet, so julle kan sien, ons Pinkstermense kom ons eet. Ons hou van eet, so ons is opgewonde oor wat later gebeur, so dis regtig 'n goeie tyd. Die probleem wat ek het, persoonlik, is soos ek vroeër gesê het, wanneer Jesus eenkant toe geskei word, en dit ongelukkig is wat in die wêreld gebeur. Maar ek dank die Here vir die voorreg wat ons het vanoggend, om hierdie kerk te kan wees, en hierdie boodskap te kan bring. Ek wil vanoggend weer die Christus storie met julle deel. Storie wat julle seker so baie gehoor het, en ek glo en vertrou dat vanoggend se woord 'n impak gemaak. Nou die Christus storie word vertel in 2 evangelies, in die evangelie van Matteus en die evangelie van Lukas, en vanoggend gaan ek uit Lukas uitlees, Lukas 2, so as jou Bybel kan jy oopmaak, dit sal op die bord wees, dan gaan ek vir ons voorlees vanaf vers 1 tot en met vers 14, en dit staan soos volg geskrywe. As ek my raak. Van vers 1 tot 14. Gedurende daardie tyd het die Romeinse keiser Augustus 'n bevel afgevaardig dat 'n sensus deur die hele Romeinse ryk gehou moes word. Dit is die eerste sensus wat gehou is toe Cyrenius gouverneur van Sirië was. Almal het teruggaan na hulle eie dorpe toe om vir die sensus te registreer. En omdat Josef die afstammeling van koning Dawid was, moes hy vanaf die dorp Nasaret in Galilea na Judea gaan, na Bethlehem, Dawid se tuisdorp. Hy het sy verloofde Maria wat swanger was saamgeneem om te gaan registreer. Terwyl hulle daar was, het die tyd aangebreek dat die kind gebore moes word. Sy het die geboorte gegee aan haar eerste kind, 'n seun. Sy het hom 'n doeke toegedraai en hom in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Daardie nag was daar skaapwagters in die veld buite die dorpie, by die dorpie hulle skape opgepas het. Skielik het 'n engel van die Here aan hulle verskyn, en die glans van die Here het om hulle geskyn. Hulle het vreeslik bang geword, maar die engel het vir hulle teruggestaan en gesê, moenie bang wees nie, ek bring vir julle goeie nuus, wat groot blydskap vir almal inhou. Die verlosser, ja, die Messias, die Here is vandag in Bethlehem, die tuisdorp van Dawid gebore, en dit is hoe julle hom sal herken. Julle sal 'n kindjie vind wat in 'n krib lê en 'n doeke toegedraai is. Skielik was daar saam met engele groot menigte ander engele, 'n leerskare uit die hemel wat God geprys het. Eer aan God, die hoogste hemel, en vrede op aarde vir almal in wie hy welbehaag het. Wat 'n kosbare storie. Dit wat 2000 jaar terug gebeur het, is vandag nog net so relevant, nog net so waar, nog net so kragtig, vir my en u, so dit was daai tyd gewees. Dit het nog nooit sy krag nie, en daarom is dit my en jou verantwoordelikheid, en my begeerte volgende, dat ons dit nooit sal vergeet nie. Dat ons nooit sal vergeet waaroor dit eintlik gaan nie. Dat ons nie gesidetrack sal word deur die dinge wat die wêreld doen nie. Maar dat ons nooit sal vergeet waaroor regtig gaan, en mag ons nooit naalaat om ons kinders te leer presies waaroor hierdie dag eintlik gaan nie.
Paulus beskryf hierdie besonderse dag soos volg in Galasiërs 4 vers 4-5, en sê hy, maar die volheid van die tyd het God sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore onder die wet, sodat hulle wat onder die wet is, kan vrykoop, ja, sodat ons tot kinders aangeneem kan word. In die volheid van tyd. Begin die skrif vir dit, hy sê in die volheid van tyd. Wat beteken dit? Die volheid van tyd beteken op die regte tyd. Presies so wat God dit beplan het. Jy moet een ding verstaan, die rede hoekom ek dit sê, is ons moet een ding baie mooi verstaan, is dat sonde het God nie om kant betrap nie. Sonde het nie in die wêreld gekom en God se reaksie daarop was gewees, nou die seun van Jesus is seun van God, kom sterf vir ons sonde. Jy moet verstaan dat die verlossingsplan was van die begin af, nog voor die grondslag van die aarde, was dit God se plan gewees. Het hy geweet dat ek en u in sonde gaan verval. Het hy geweet ons sal onsself nie kan red nie. En daarom het hy geweet hy gaan 'n verlossingsplan met en hierdie verlossingsplan is Jesus wat sou kom sterf aan 'n kruis. Dit was die plan van die begin af gewees. Hoekom? Sodat almal kan sien hoe goed en hoe liefdevol hierdie God is wat ons aanbid. Hy het ons nie soos weeskinders weggegooi nie. Hy het ons nie van die aarde af gevee en 'n nuwe aarde geskep nie. Nee, hy het 'n verlossingsplan gehad omdat hy lief is vir die mens. Gaan ons verstand te bowe, hoe kan sal God ons so lief hê? Ons sal nie weet nie, maar een ding is vir 'n feit, ons is dankbaar vanoggend vir dit wat hy vir ons gedoen het. Soms verstaan ons hoekom goed gebeur nie. Ek is seker baie keer gebeur dit in ons lewens en ons weet nie hoekom goed gebeur nie. 'n voorbeeld miskien daarvoor is dat ons verstaan nie altyd hoe God werk in ons lewens nie. Ek dink byvoorbeeld aan Josef in die Ou Testament. Ek dink as ek kyk wat in sy lewe gebeur het, ons ken die verhaal van Josef, word verkoop aan vreemde mense, hy eindig op in Egipte. Ek is seker daar was keer op keer wat Josef voor God gesê het, Here, waarmee is hy besig? Hoekom nou? En ons weet dat die eintlike plan is eintlik gewees dat Josef in bewind kon kom of in beheer kon kom van die kos in Egipte in 'n tyd waar 'n groot hongersnood was. Want as dit nie Josef was nie, as God dit nie so bewerkstellig het nie, dat Josef in bewind van beheer was van die kos nie, mag dit dalk gewees het dat Israel nooit kos kon kry nie. Maar God het dit so bewerkstellig. Josef het nie verstaan nie, maar God is altyd in die werk. Ek wil vanoggend vir jou sê dat miskien verstaan jy nie wat miskien nou in jou lewe gebeur nie. Jy verstaan nie hoekom dit nou reeds nou moet gebeur nie. Dat ek jy vanoggend een ding sê, God is 'n God van orde. God is nie 'n reaksie God nie. God is altyd in beheer. Hy weet presies wat gaan gebeur en hy is altyd in beheer, altyd een stap voor. Hy ken die toekoms. Hy weet waar ek en jy gaan wees oor môre, 1 jaar, 2 jaar, 5 jaar, 10 jaar. Hy ken ons. En ek is seker dat hy nooit ons in die steek sal laat nie. Hy sal nooit ons sy verlaat nie. Het daar iets ooit in jou lewe gebeur wat jy ooit gewonder gesê het, Here, hoekom nou? Hoekom moet ek juis nou hier gaan? Ek is verseker dat ek 'n Dinsdag so ervaring beleef op pad golfbaan toe, 4:06 in die oggend, ek Jakob op pad golfbaan toe en skielik uit die blou tyd 'n papeel. Hoekom dit gebeur het, kan ek nie sê nie, maar ek kan die een ding verseker, God is in die werk. Ons gaan nou 'n bietjie kyk daarna. Dis interessant om te sien hoe God werk, en ek is seker as jy na hierdie verhaal kyk, en jy kyk hierdie Christus verhaal, dan is daar baie dinge wat miskien jy ook kan wonder, maar hoekom is dit jy so gebeur? Hoekom Bethlehem? En ons gaan nou 'n bietjie kyk daarna, maar so ek weer eens vir jy sê, daar's 'n rede daarvoor. Alles gebeur vir 'n rede. God is altyd in beheer, niks tref hom om kant nie. So die verhaal begin interessant, dan begin hy in Lukas 1, dan word geskryf dat die Heilige Gees het oor Maria gekom en wat 'n maagd was, en dat sy nog nooit saam met 'n man geslaap het nie. Sy was wel verloof aan Josef gewees, en volgens die tradisies van daai tyd is dit seker duidelik om te sê, as die slim man mense sê, dat sy miskien 15, 16 jaar oud was, en in daai tyd ook, in die geskiedenis leer ons dat as 'n vrou swanger sou word buite die huwelik, dat hulle kon doodgooi met klippe. Dit was die straf gewees vir iemand wat buite die huwelik swanger sou word. So ek dink as 'n mens net na daai gedeelte kyk, dink ek miskien dalk nie die regte tyd om swanger te word nie. Hoekom sou God juist dan daai tyd 'n jong vrou wat 'n maagd was op 'n bonatuurlike manier dat swanger word met Jesus in 'n tyd waar sy, as hulle moes uitvind, dat sy dalk doodgegooi kon word met klippe? Hoekom sou dit wees? Sal jy my saamstem dat die timing dalk nie heeltemal reg was nie? Tensy God dit dalk reeds so beplan het vir 'n spesifieke rede om die aandag so te fokus
op hierdie spesiale bonatuurlike gebeurtenis, hierdie bonatuurlike wonderwerk wat die Heilige Gees laat gebeur het binne Maria. Maar dit is miskien die enigste rede nie. Dalk is dit so gewees omdat God dit juist so moes gebeur sodat een van die profesieë wat daar geprofeteer is oor die Messias wat sou kom, juis in vervulling moes kom. 700 jaar voor die geboorte van Jesus is die volgende geprofeteer deur die profeet Jesaja. Kyk wat Jesaja 7 vers 4, hy sê, die Here sal daarom self vir julle teken gee. 'n Jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem. Ons weet Immanuel beteken God met ons. Het u geweet volgens dat daar oor die 300 profesieë geprofeteer is voor Jesus se geboorte oor die Messias wat kom? Het jy geweet dat Jesus se geboorte en dit wat hy op aarde gedoen het in die 33 jaar, het hy al 300 plus profesieë vervul? Hoekom is dit belangrik? Het jy geweet dat as hy net een van daai profesieë nie vervul het nie, dat hy nie werklik die Messias kon wees nie? Want as God iets gesê het, as hy geprofeteer is, ons weet God is heilig, hy is nie iemand kan lieg nie. Daarom, as hy dit geprofeteer het, moet dit so wees. So daarom was dit belangrik vir hierdie Messias, hierdie Jesus kind, om al daai profesieë wat geprofeteer is, baie jare voor die tyd, honderde jare voor die tyd, te vervul. En hierdie is net een van hulle, dat hy gebore sou wees deur 'n maagd. Hoe wonderlik is, en dit is belangrik vir my en jou vandag. Want as dit soos met die profesie oor Jesus, kan jy verseker wees, dat jy self met die beloftes wat Jesus vir ons gee, dat elke belofte wat vasstaan in die woord van God, kan nie vashou. Want ons weet dat God is nie 'n leenaar nie. Hy kan nie teruggaan op sy woord nie. Hy voel nie vandag so en môre voel hy so nie. Dit wat hier staan is dit wat ons kan glo. Ons kan ons lewens baseer hierop. Want God is 'n waarmaker van sy woord. As hy gesê het, hy sal jou beskerm, as hy gesê het, hy sal jou voorsien, as hy gesê het, hy sal jou sondes vergewe as jy opreg bely, kan jy verseker weet, dit sal so wees. Dis wie God is. So elke belofte staan vas. So dis die een gedeelte. Maar wat van die gebore in Bethlehem? Het jy ooit gewonder, maar hoekom Bethlehem? Hoekom is nou juist daar gebeur? Hierdie verhaal speel af in 'n tyd waar die Romeinse ryk die mense wil belas. En om hulle te belas, moes hulle die mense tel, moes daar sensus gehou word. So die reël was dan gewees dat jy moes teruggaan na jou voorouers se geboortedorp. En ons weet dat Josef en Maria was afstammelinge van koning Dawid, en koning Dawid was gebore in Bethlehem, en juist daarom moes hulle dan terugkeer na Bethlehem toe. Weereens, as jy na die verhaal kyk, hulle albei moes op het vertrek van Nazareth na Bethlehem toe, so plus minus 150 km per voet of dalk per donkie. Die Bybel sê nie duidelik hoe te beweeg nie. Ek neem al aan, was seker maar met 'n donkie gewees, maar dit is nog steeds moeilik. En dan neem jy nog 'n kalkulasie en dink jy, 'n vrou wat vers swanger was, 9 maande swanger, moet in 'n bloedige son, in 'n stowwige grondpad, so reis op pad na Bethlehem toe. Vrouens, julle sal weet wat al kinders gehad het, ek dink dit is seker die mees verkeerdste tyd wat jy kan kies om te reis 150 km van een dorp na die volgende dorp. Hoekom dan? Hoekom sou God dit so beplan? Hoekom sou dit so wees? Kan dit dalk wees dat God se plan van die begin af was? Daar was God se plan van die begin af om die aandag te vestig op wie hierdie Jesus werklik is, en om nog 'n profesie te vervul wat oor die Messias gespreek is, en oor Bethlehem. Die profeet Micha ook 700 plus jaar terug profeteer die profeet Micha die volgende, Micha 5 vers 1. Dan sê hy, maar jy Bethlehem Efrata, jy is klein onder die families in Juda, maar uit jou sal daar iemand kom wat aan my behoort en hy sal in Israel regeer. Sy begin lê ver terug in die gryse verlewe. Kan jy sien hoe wonderlik is dit? Dit wat al profeteer is, kom reeds in vervulling. 'n klein dorpie, 'n dorpie wat baie mense nie eens geken het nie. Nazareth, maar dit was baie groter geweest, maar dit was belangrik geweest dat hierdie profesie in vervulling kom. So dalk het dit vir Josef en vir Maria miskien gevoel soos die verkeerde tyd. Here, ek is ver swanger, hoekom moet ons nou reis? Maar God gebruik die sensus van die Romeinse ryk om hulle terug te kry in Bethlehem, sodat hierdie belangrike profesie vervul kan word. Hoe wonderlik is dit nie? Dan gaan ons 'n bietjie verder in die verhaal en ons sien dat Jesus word gebore in 'n stal. Hulle dag op in Bethlehem en soos julle weet, hulle kom daar en daar's net nie plek vir hulle nie. Daar's nie plek in die Sun Hotel of die Formule 1 hotel nie. Hulle kry nêrens plek nie en hulle moet 'n ander plek kry. En baie vinnig moet Josef met sy swanger vrou wat verswanger is, 'n ander slaapplek kry. Baie vinnig. En dit voel amper vir Josef.
Ek was ook klein bietjie simpatiseer. Manne, het julle ook al goed gelos vir laaste? Ek is seker Josef het lank nog geweet van die sensies, maar hy het gesê, ag vrou, ons sal môre gaan. Ons sal volgende week gaan. En toe vang die tyd om. En nou moet hy daar wees. So ek voel so klein bietjie vir hom. Ek is seker dit moet ons almal gebeur. Die Bybel sê baie duidelik, maar ek is seker dit is miskien wat gebeur het. Want ek het ook al dinge gelos vir laaste, net dat dit my byt. Nou, omdat ek laat wakker skrik. En nou sit Josef hier met die dilemma. Maar dank die Here dat daar 'n deur oop gaan vir hom. Die Here maak 'n plan vir hom, want hierdie moet gebeur presies so wat gebeur. Onthou, God is nie om kant betrap nie. Dis reeds hoe God dit beplan het. Dat hulle in 'n lewe het. So Josef kry slaapplek vir die nag in 'n dierestal, omring deur ander plaasdiere. Ek is seker die stal het geryk na vee, geryk na voer vir vee. Ek is seker dat dit onhygiënies was, dat dit vuil was. En is reeds in hierdie stal waar die koning van die hemel gebore word. En word hy toegedraai in blinde en in 'n voerklip neergerê. Beslis nie die verkeerdste tyd, sê hulle my saamstem, om 'n kind te kry. Wie wil nou 'n kind kry in 'n dierestal? Dis die verkeerdste plek, onhygiënies. Ek is seker dan ons weer, daar was geen verpleegsters, daar's nie pynmedikasie gewees nie. Daar was geen kontraksiemasjiene gewees vir Maria nie. En dit om my eerste kind in die wêreld te bring. Ek is seker sy was baie bang gewees en bekommerd gewees. En dan gebeur dit presies so. Die verkeerdste tyd en tog gebeur dit soos God dit beplan het. Ek kan nie verseker volgend. As dit ek en Angelique was ek 'n dooie man die volgende dag. Ek kan nie verseker dat dit sou nie vir my hoog wees nie. En ek is ook seker dat, manne, jy sal my saam, dink julle dat Maria dalk vir 'n paar dae nie met Josef gepraat het nie? Ek dink dit is dalk wat gebeur het. Maar dis hoe dit gebeur, dis hoe God beplan het. Hoekom? Dalk was dit God se plan van die begin af gewees. Om te kan wys dat Jesus is nie vir jou bo iemand nie. Hy kom in nederigheid, kom hy af aarde toe. Moet hy nie vir 'n sekere klas mens kom sterf het nie. Hy het vir almal kom sterf. Maak as ook waar jy was, of wie jy was, wat mense van jou sê, die foute wat jy gemaak het nie. Hierdie Messias wat gekom het, vir almal gekom. Kyk hoe mooi beskryf Filippense 2 vers 6 en 7 dit 'n kosbare gedeelte in die Bybel. Ek sê lief hierdie gedeelte en sê hy, alhoewel hy self God was, hy het nie vasgeklou aan die goddelikheid wat hom toekom nie, maar hy het prys gegee. Hy het 'n slaaf geword en aan mense gelyk geword. En dis hoe hy geleef het. Jesus daal neer in nederigheid. Hy kom haal ons juist daar waar ons is. Nie omdat hy beter as ons nie, maar omdat ons so lief is vir ons. Koning van die konings, daal neer, word 'n mens, sodat ek en u gered kan word. Hier is gebore 'n vuil stal en dalk voel jy volgens so. Dalk kyk in jou lewe en jy het 'n paar foute gemaak en jy voel dalk minderwaardig, onwaardig, jy voel dalk vuil en onbereikbaar deur Jesus. Dalk sê die verhaal miskien vir jou om vir jou te sê, maar Jesus is so gebore in 'n vuil stal en almal is welkom so. Hy sien jou so en hy aanvaar jou net so wat jy is. Jy het nie nodig om te beïndruk nie. Hy's lief vir jou net so wat jy is. En dan kry ons die ongenooide gaste in hierdie verhaal. Want sy het sopas 'n baba gehad. En raai wat gebeur nou daag ongenooide mense op. Die herders, hulle ken nie eers die herders nie. Hulle daag daarop. Ek is seker Maria was moeg gewees. Hy was seer gewees om 'n baba in die wêreld in te bring. Ek is seker sy was nog 'n bietjie knorrig gewees. En haar gemoed was nie lekker gewees nie. En nou daag hierdie mense op, ongenooid. Seker ek sê my saam, sê nie die beste tyd om ongenooide gaste te ontvang nie. Dis sê dat dalk God se plan van die begin af was. Dalk het God wil hy vir ons 'n storie daaroor vertel. Dat as by Jesus kom, is almal welkom. Ongenooid, genooid nie. Jy het nie nodig om 'n spesiale afspraak te maak met Jesus nie. Met Jesus ontvang almal altyd. Ek dink is kosbaar dat die Bybel verwys na Jesus die Paaslam wat sy lewe afgelê het as 'n offer vir die sondes van die wêreld. En ek dink is van pas dat die eerste mense wat hulde en eer kom bring, 'n paar gewone herders is. Mense wat dalk nie hoë aansien in die samelewing het nie. Dis juist hulle wat eerste die voorreg het om Jesus, die redder van die wêreld, eerste hulde aan te kan bring. Dis die boodskap hier. Vreemdelinge is altyd welkom. Ek dink vreemdelinge is altyd welkom as mens. Want wat is my punt volgend? Dat die God wat ek en u aanbid, 'n God is van orde. Niks
tref hom omkant nie. Maak nie saak wat in jou lewe gebeur nie. Jy mag dalk wonder, maar hoekom nou? Hoekom moet ek nou hierdeur gaan? Kan ek jy verseker, God weet wat hy doen. Ek het vroeër gesê, ek was nie seker hoekom ek die papwiel moes kry nie. Alwaar ek op daai oomblik kon dink is, hoe laat ek is, dat ek my afslaantyd gaan mis, my vriende wag vir my, hoe gaan ons betyds daar kom, hoe gaan ek hierdie wiel afkry, ek weet nie wat God se plan was nie. Ek het nie eens vir 'n oomblik gedink om eer aan hom te bring, sê Here, ek weet u werk agter die skerms. Ek weet u is besig, dalk mag dit wees dat hy my beskerm het van 'n ongeluk verder af in die straat. Ek sal nie weet nie. Dalk moes ek iets leer, dalk leer om beter voorberei te wees. Dalk was die hele gedagte nie oor my nie, dalk was dit net om hom uit die bed uit te kry so vroeg in die oggend. Wie sal weet wat die plan was, maar wat ek wel weet vandag, sonder twyfel, is dat God is aan die werk. Ek hoef dit nie te sien nie, ek hoef dit nie eerstens te verstaan nie, maar een ding wat ek weet is, God is vir my. Hy wil die beste vir my en vir jou hê. En jy sê daar volgende in 'n situasie ek nie verstaan nie, kan ek vir eenheid sê, God weet wat hy doen. As ons vertrou, Romeine 8 vers 8 wat ons sê, sal dit 'n goeie uitwerk vir die wat hom liefhet en volgens sy wil leef. Dalk sit ek hier volgende in die verkeerde tyd en verstaan nie hoe goed gebeur nie. Dink jy dalk is dalk die regte tyd volgende dat jy in hierdie kerk is, dat jy volgens hierdie boodskap moet hoor, dalk het God goed so rondgeskuif, dat jy vanoggend op hierdie dag, op hierdie tyd, hierdie spesifieke uur, in hierdie kerk moet wees, om hierdie boodskap te hoor, miskien 'n boodskap wat jy vandag vir die eerste keer hoor, dalk 'n boodskap wat jy al voorheen gehoor het, die Christus boodskap, waarvan ek praat, bly jouself deur die ewen. Wat is hierdie boodskap? Wat is die Christus boodskap? Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Dit is die boodskap volgens. As ons daai boodskap, miskien moet ons dit weer verslag net hoor. Ons hoor dit so baie en dit gaan partykeer so oor ons koppe. Ons besef nie die impak nie, maar miskien is dit iets wat ek en u volgend net weer moet hoor. Dat Jesus so lief was vir my en u. Dat hy kom sterf het vir ons. Jesus, moet jy verstaan, het nie in die krib gebly nie. Hy het groot geword. Hy het 'n missie gehad en hierdie missie was gewees om te gaan sterf. Onskuldig te gaan hang aan 'n kruis, sodat ek en u vanoggend gered kan wees. Daarom kan ek en u nie vanoggend die geboorte van Jesus vier, sonder om te fokus op die kruishoek nie. Ons kan nie. Dit is net halfte van die Christus storie. Ons het verstaan, dit wat 2000 jaar terug op hierdie dag gebeur het, was die doel eintlik gewees, wat 33 jaar later sou gebeur, toe Jesus aan die kruis gehang het. Dit was eintlik die doel. Kyk wat sê Galasiërs 4 vers 4-5, ek lees dit weer 'n keer. Maar in die volheid van die tyd, het God sy seun gestuur. Hy is uit 'n vrou gebore onder die wet, sodat hulle wat onder die wet is, kan vrykoop, ja, sodat ons tot kinders aangeneem kan word. Al wie aangeneem kan word, is deur Jesus Christus aanvaar as jou verlosser. Om te aanvaar dat die prys wat hy vir my en jou betaal het, is genoeg. Dat hy die prys vir ons betaal het, dat hy die Messias is, dat hy nie het gesterf nie, dat hy die graf uit opgestaan het. Kyk, Romeine 3 vers 23 sê, almal het gesondig en die deel in die heerlikheid van God nie. Wat beteken dit? God is heilig, en as gevolg van ons sonde is ons so ver weg van hom af. En as dit nie vir 'n redder was nie, 'n Messias, 'n Jesus was nie, sou ons nooit by God kon uitkom nie. Ons kan onsself nie red nie. Miskien jy wat die boodskap luister volgende, mag dalk dink, maar ek is nie 'n slegte mens nie. Ek doen baie goed reg. Ek doen meeste goed reg. Ek doen nie bad goed nie. Ek maak nie moord nie en ek steel nie en ek doen nie die goed wat die 10 gebooie sê ek moet doen nie. En mense dink ek is okay en ek betaal my belasting en ek volg die padreëls. Ek doen okay. Ek is 'n goeie mens. Wil ek volgende vir jou sê, meneer, mevrou, sonder 'n wanindruk. Want die Bybel sê baie duidelik, nie een van ons is goed genoeg nie. Nie een van ons kan onsself red nie. Ons het 'n redder nodig en daai redder is Jesus Christus. Miskien glo jy vandag in God. Jy dink jy daar is 'n God. Wat wil vandag vir jou sê is Jesus nie deel van jou lewe is nie. As Jesus nie jou verlosser en saligmaker is nie, sal jy nie die poort van die hemel sien nie. Die Bybel is baie duidelik in Johannes 14 vers 6 sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. As Jesus Christus aan die woord. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand gaan na die Vader toe behalwe deur my nie. Goeie nuus dan ook is dat niemand is te sleg om hierdie verlossing te ontvang nie. Jesus het vir almal gesterf. Vir almal te sterf.
Ek wil afsluit deur net 'n klein verhaal te vertel of iets wat gebeur het so 2 jaar terug. Ek weet nie of julle gehoor het van dit nie. Dalk raak gelees op sosiale media van 'n enkel enjin vliegtuig wat hierso in 2023 omtrent, ek dink was Mei maand gewees, het hy neergestort in 'n reënwoud in Kolumbia. Kortliks nou al opgestyg het die vlieënier gerapporteer dat daar 'n probleem is met die engine en noodgedwong het hy geen keuse gehad nie dat hy hierdie vliegtuig moes neerlê in hierdie reënwoud. En toe die vliegtuig val, het mense dadelik aangeneem almal is dood want hulle het alle kontak verloor met die vliegtuig en daar was altesaam 7 mense op hierdie vliegtuig gewees. Die vlieënier en 6 passasiers. So daarom wat die volgende gebeur is, hulle stuur toe die Kolumbiese weermag om hierdie vliegtuig te kry, die wrak van die vliegtuig te kry, ondersoek en te stel, hooplik die liggame te kry en dan terug te bring na die geliefdes toe en hulle gaan toe uit om die wrak te vind, maar dit is 'n moeilike soektog na die wrak. Jy moet verstaan dat die soekarea was baie groot gewees, so tussen 160 km by 20 km was 'n groot area. Wat dit nog erger maak, is die feit dat die reënwoud was baie dig gewees. Jy kon nie veel sien nie, so 'n vliegtuig kon nie regtig wrakke goede van bo af sien nie, so hierdie soektog moes op voet plaasvind. So hulle soek hierdie mense en glo dit weet, vat hulle 2 weke van die vliegtuig weggeraak het, om uiteindelik hierdie wrak raak te loop. So hulle kom by die wrak, en toe hulle daar aankom, vind hulle iets verbasend. Hulle vind iets wat hulle nie kan beskryf nie. Toe hulle daar kom, is daar 3 volwassenes oorlede. Dis die vlieënier en 2 volwassenes, maar volgens die vlugmanifest moet daar 7 mense beter wees. 3 volwassenes en 4 kinders. En hulle kry die oorskot van die 4 kinders glad nie. En toe hulle 'n bietjie ondersoek kan stel en kyk bietjie rond, kom hulle agter, maar weet jy wat, hierdie 4 kinders moes hierdie noodlanding oorleef het. 4 kinders, ouderdom tussen 9, 11, ek bedoel 13, 9, 'n 4-jarige seentjie en 'n 11 maande ou babietjie, alleen in die reënwoud. En hulle kyk na die reën en hulle soek bietjie verder, en sê vir die mense, hierdie kinders moet leef. En hulle begin verder soek, en hulle kom op 'n titieboel af, en hulle besef maar, hierdie kinders leef. En uit benoudheid en haastigheid, dat weet hulle kort meer mense. Jy moet meer mense kom help soek, want hierdie kinders is alleen in hierdie woud. Nou moet jy verstaan, die wrak, hulle 2 weke so, dat hierdie kinders na langer as 2 weke alleen in hierdie woud. En dis roofdiere en slange en soos ek sê, roofdiere en spinnekobbelgoed wat hierdie kinders kan doodmaak. En hulle het nie kos nie, hulle het nie behoorlike water nie, so hulle vra vir ekstra manne, maar nog steeds kon hulle nie die kinders opspoor nie. Daar word later weke sonder om die kinders te vind. Daarom besluit hulle toe later om pakkies kos met vliegtuig net oor die reënwoud laat vlieg in daai area en net laat val, sodat sou die kinders dalk op die kospakkies afkom om hulle so klein bietjie langer in die lewe te kan hou, sodat hulle eintlik kan vind. Maar nog steeds kry hulle nie die kinders nie. Na 'n maand omtrent kom een van die reddingswerkers tot die besef en hy sê, maar wat as hierdie kinders dalk nie gevind wil word nie? Dalk is hulle besig om weg te kry van die weermagmanne wat op soek is na hulle. So wat hulle toe doen is om die ouma te kry, hulle ouma te kry en 'n klankopname te maak, waar die ouma dan vir hulle verduidelik dat die weermagmense is nie om julle skade te doen, hulle is hier om julle te red. En hulle neem die klankopname in hulle taal dat die kinders kan verstaan, so die kinders kan die ouma se stem hoor en hulle kan dan ook hoor by die ouma wat hulle sê. En die klankopname word dan deur luidsprekers dag en nag deur die woud gespeel en met helikopters met groot luidsprekers word dieselfde klankopname oor en oor gespeel het met die hoop dat die kinders daar kan hoor, maar weet jy, ons hoef nie bang te wees vir die weermag nie. Hulle is nie om ons leed of skade aan te doen nie, inteendeel hulle is hier om ons te red. En glo dit of nie, nadat die klankopname gedoen het, binne 'n kwessie van 'n paar dae word die kinders uiteindelik gevind. Al 4 van hulle lewend. Die oudste meisie van 13 jaar het vir 40 dae in 'n reënwoud. Het sy na haar boeties en sy is omgesien, vir hulle kos uit die natuur uitgevat, die kos begin opraak, water opgeskep, hierdie kinders. Hulle was baie swak geweest,
Hulle was gedehidreerd, hulle was ondervoed gewees, die 4-jarige seentjie was amper dood gewees toe by hom uitkom. Glo dit of nie, die 11 maande babietjie het sy eerste verjaarsdag in die reënwoud gevier. Hulle vind daai kinders en die vraag dan, hoekom het dit so lank gevat om hulle te vind? Want dit was presies gewees sodat daai een reddingswerker vermoed het dat hulle nie gevind wou word nie. Dat hulle bang was vir die weermagmanne, omdat hulle mispersepsie of 'n baie wanindruk gehad het oor wie die weermagmanne met die gewere eintlik is, dat hulle daar is om te kom help, om te kom red, en nie om hulle leed aan te doen nie. En ek dink, vandag is baie mense dieselfde gevoel oor Jesus. Jesus het gekom om te red, en mense het 'n wanindruk gekry oor wie Jesus is. Mense het 'n wanindruk en daarom hardloop hulle juist weg van hom af, en waar hulle eintlik moet na hom toe kom, dat hy is nie hier om ons te oordeel nie. Hy is nie hier om ons leed of skade, hy het nie gekom om ons leed of skade aan te doen nie. Hy het gekom om ons te kom red. Jesus wat gekom het, gekom om te kom soek en te kom red hulle wat verlore is. Jy het nie nodig om bang te wees vir hom nie. Hy wil jou red. Hy wil jou heel maak. Maak nie saak jy fout wat jy gemaak, hy is nie kwaad vir jou. Hy gaan jou nie oordeel nie. Hy gaan nie vir jou sê, maar hoe kon jy so onnoosel gewees het nie? Hoe kon jy nie geluister nie? Dis nie wie Jesus is nie. Hy kom en hy wil jou deel maak van sy familie. En dit is die grootste geskenk dat ek en jy ooit kan kry vandag. Om te weet dat ons deel is van Jesus se familie. Soos jy volgende sit en jy het dalk 'n mispersepsie van Jesus, jy het nog al die jare van hom weggehard, om jy so bang is, hy gaan jou veroordeel en judge, en dat jy hom nie in die oë kan kyk nie, wil ek vandag vir jou sê, hou weghard en laat toe dat hy jou ook kan vind, en jou ook red vandag. Kom ons sit so na bid ons saam.